Storytyd saam Ouma Donkie. Storytyd saam Ouma Donkie is altyd vet pret. So kom klein goed, wil julle vandag se storie hoor? Nou toe, kom skuif nader. Maatjies, en vanaand gaan Ouma Donkie vir julle lees uit 'n boekie uit my kinderdae uit. Nou ja, dit is nou nogals lank gelede. En ek weet julle dat daar 'n ouma ernstig gaan wees en 'n oupa wat sê, ek onthou hierdie stories, want my mamma of pappa of ouma het ook vir my uit hierdie boekie uitgelees. Nou ja, hierdie is sommer die begin van baie stories uit Oom Attie se slaaptyd storiereeks. Nou ja, Oom Attie is 'n oupa of 'n pappa wat kindertjies gehad het wat ook baie lief was vir stories. En so het hy geluister na sy eie kinders se stories en na ander kinders en seuns en dogters wat vir hom briewe geskryf het, en toe begin hy 'n hele boek vol stories vir ons skryf. En die eerste ene, is julle reg? Die eerste ene se naam is Willie se geheim. Ek wens ek kon 'n seerower wees, sê Willie. Dis so vervelig, ek wil iets opwindends doen. Ja, sê Gwen, kom ons doen iets. Dit was vakansie. Die skool het 10 dae tevore gesluit en die kinders het begin moeg word vir hulle speelgoed. Hulle wou iets nuuts hê. Maar ons kan nie seerowers wees nie, sê Gwen. Hulle sal ons sommer gou na die polisiekantoor vat. Ja, dis waar, sê Willie. Maar kan ons nie aan iets anders dink nie? Kom ons dink. En toe begin hulle dink, maatjies. 'n hele paar minute sê nie een iets nie. Toe, skielik spring Willie op. Ek weet, roep hy uit. Kom ons noem onsself die Verrassingspaketmaatskappy. Ek sal die voorsitter wees en jy, sus, wel, jy is die sekretaresse. Nou maar goed, sê Gwen, heeltemal gewillig om haar broer se leiding te volg. Maar wat doen ons dan? Ons verras mense. Wat se mense? Die goeies natuurlik, sê Willie. Ons soek mense vir wie ons iets kan doen. En dan laat ons hulle raai wie dit gedoen het. Ek dink dit sal baie prettig wees. Ek dink ook so, sê Gwen. Wat sal ons eers doen? Ons moet sommer nou begin. Willie neem 'n potlood en 'n papier en stel 'n lys op. Maar oppas nou, sê hy ernstig aan sy sussie. Moenie laat iemand van ons planne hoor nie. Dis 'n geheim. Natuurlik, sê Gwen. Nog daardie selfde namiddag kom moeder van die stad af. So moeg dat sy sommer in haar leunstoel neersak. En toe staar sy net. Hoe wonderlik. Sy het al die skottelgoed sommer vuil laat bly, omdat sy na ete so haastig was om weg te kom. En hier staan alles silwer skoon en op hulle plek. Die kombuis is aan die kant en die tafel is klaar gedek vir aandete. Die kolebak is vol steenkool en selfs die vensters is gewas. Alles in die huis is doodstil. Daar's niemand nie. Watter vriendelike mens sou dit gedoen het? Willie en Gwen kom uit die tuin uit binne. Moeder wil weet of hulle tante miskien die namiddag daar was. Nee, sê Willie, nie sover hy weet nie, maar dit lyk tog of iemand hier doenig was. Maar is dit nie gaaf nie, sê moeder, daar's nou niks meer werk vir my oor nie. Nou kan ek heerlik rus. Ek wonder wie dit was. Toe skeur moeder die brief oop wat sy buite op die deurmat gevind het en lees. Die Verrassingspaketmaatskappy was vanmiddag hier
op sakebesoek. Wat sou dit beteken vir haar moeder? Ek wonder, sê Willie. Kom ons eet maar, stel Gwen voor. En toe eet hulle. Die volgende oggend is die 2 kinders stilletjies die straat af na die huis van ou mevrou Higgins, 'n arme bedleende ou vrou vir wie niemand eintlik omgegee het nie. Met 'n pakkie in sy hand klop die seun saggies aan die deur. Niemand kom oopmaak nie. Toe loer hy by die venster in. Mevrou Higgins is vas in die slaap. Stilletjies maak hy die deur oop en gaan binne met sy suster kort op sy hakke. Op hulle tone stap hulle na die kamer en die seun sit die pakkie op die tafeltjie langs die bed neer. Dan weer haastig uit. Maar die dogtertjie is so opgewonde dat sy oor die drempel struikel. Oppas Gwen, waarsku die seun. Die geraas laat die ou vrou wakker skrik. Wie's daar? Roep sy. Maar die deur is weer toe en die 2 kinders hardloop so vinnig as hulle kan. Hulle bene kan dra. Mevrou Higgins stel die pakkie op. Daar's 3 eiers in. Hoe genadig tog, sê sy by haarself. Maar wie sou hulle gestuur het? Sy kyk na die papier waarin die eiers toegedraai is en lees daarop. Met liefde van die verrassingspaketmaatskappy. Van Maree, 'n skoolmaat van Willie, was siek aan pampoentjies. Die dokter het streng beveel dat hy in die huis moet bly en daaroor was hy baie ongelukkig. Van sy bed af kon hy net 'n stukkie van die tuin met die hoë muur daar agter deur sy venster sien. Een mooi namiddag kyk hy nog so lusteloos deur die venster toe hy skielik 'n vierkantige dosie oor die tuinmuur sien neerdaal. Dit is saggies aan 'n tou neergelaat. Ma, gaan kyk tog gou, roep hy uit. Wat is daar in die tuin? Moeder was net so verras. Sy gaan haal die pakkie en Vaan begin oopmaak. Binne is 4 kleiner pakkies. Op die eerste een staan, maak maandag oop. Op die tweede ene, maak woensdag oop en op die derde ene, maak vrydag oop. En op die vierde ene, maak sondag oop. Omdat dit maandag is, maak Vaan toe die eerste pakkie oop. Dis 'n verfdoos, iets wat hy lankal wou gehad het. Vaan dag toe. Hy het die verfdoos al eers gesien, maar hy kon nie dink waar nie. Binne in die doos is 'n briefie waarin geskryf staan, met beste wense van die verrassingspaketmaatskappy. Wat sou dit wees? Vra Vaan, maar niemand wis nie. Een mooi middag is die verrassingspaketmaatskappy betrap. Willie en Gwen was op 'n tweede besoek aan mevrou Higgins. Hierdie keer het hulle behalwe die eiers ook 'n ruiker blomme geneem. Baie stilletjies is hulle die huis binne, waar hulle die pakkie op die tafeltjie neergesit het en weer uit is. Die kinders was so haastig om uit die huis te kom, sonder om die ou dame wakker te maak, dat hulle nooit 'n man in die ander kamer sien sit het nie. Dit was die dokter. Net toe die kinders uit is en die deur agter hulle toegaan, het hy na die tafeltjie gegaan, die pakkie opgetel en gelees, met liefde van die verrassingspaketmaatskappy. So, nou weet hy waarvan die ou dame gepraat het, sê hy. En nou verstaan ek ook wat Vaan Maree my gister vertel het. En dit verduidelik ook hoe dit gebeur het dat 'n brief 'n paar dae later by die huis van Willie en Gwen afgelewer is, geadresseer aan die verrassingspaketmaatskappy. Met 'n uitnodiging om by dokter de Klerk aan huis te kom eet. Die kinders het 'n heerlike dag by die dokter deurgebring en vir elkeen was daar 'n verrassingspakkie om te vergoed vir alles wat hulle weggegee het. Willie en Gwen kon net nie uitmaak hoe dit dan nog gekom het dat hulle geheim uitgelek het nie. Die dokter het ook niks gesê nie. Dit was sommer 'n lekker geheim. Willie en Gwen was die gelukkigste kinders op aarde. Dit was baie lekkerder as om seerower te wees, het Willie gesê. Nou ja, toe, daar het julle dit maatjies, nie? So besluit hierdie 2 maatjies toe om hierdie pragtige klomp dade te doen, oulike liefdesdaadjies te doen,
aan 'n paar mense en kyk nou net, né? Toe kry hulle ook 'n lekker verrassing. Ek hoop julle teken so nou en dan vir mamma en pappa 'n mooi briefie of vat dalk vir ouma 'n paar eiers of 'n koekie of dalk net 'n blommetjie uit die tuin uit. Ek hoop regtig julle doen dit, want weet julle wat? Dit maak mamma en pappa en ouma harte so bly. Nou, Slide, ouma Donkie se storie is uit. ja toe, julle moet soet wees en lekker slaap hoor. Tot volgende keer.